Hallo liewe Kiekskerkmaats en baie welkom by vandag se aanlyn erediens en baie dankie dat julle weer inskakel en saam met ons kyk. Maats, ek hoop julle het 'n heerlike naweek gehad en ek hoop veral met die koue weer wat julle gehad het, dat julle mammas vir julle 'n lekker pannekoek en hot chocolate gemaak het. Nou maats, ek wil sommer vanoggend begin met 'n vinnige vraag aan julle elkeen. Hoeveel keer moet iemand gewoonlik jou naam roep voordat jy antwoord? Moet hulle 1 keer roep, of dalk 2 keer? Of is daar van julle wat eers reageer wanneer mamma jou volle naam roep? Julle weet mos hoe dit baie keer in ons huise gaan. Mamma sal byvoorbeeld roep, Johan, en dan is daar niks antwoord nie. En dan roep sy weer, Johan, maar nog niks nie. Maar wanneer sy roep, Johannes, Petrus, dan weet jy, nou moet jy antwoord, want mamma roep jou op jou doopname, so sy's ernstig. Nou maats, hier is die interessante ding van vandag. Vandag se Bybelstorie gaan ook oor iemand wie se naam geroep is, maar nie deur sy ma of sy pa nie, nie eers deur 'n onderwyser nie. God het hom op sy naam geroep. Nou aanvanklik het hierdie persoon glad nie geweet wie met hom praat nie. So ons gaan vandag ontdek wat in hierdie storie gebeur het. Maar maats, voordat ons verder gaan, moet ons ook iets belangrik onthou. Ons het nie sommer toevallig vandag voor die skerm beland nie. God het 'n afspraak met ons. Hy sien ons raak. Hy ken jou naam. Hy weet wat jou bly maak. Hy weet wat jou partykeer bekommerd maak. Hy weet ook wat jy alles kan regkry en wanneer ons partykeer droog maak in die lewe. En daarom groet ek jou ook met die wonderlike nuus, genade en vrede vir jou, van God ons Vader en van sy Seun Jesus Christus. Amen. Nou maats, wanneer iemand wat vir ons belangrik is, graag met ons wil praat, dan luister 'n mens mos. Sê nou maar jou beste maatjie sê vir jou, ek moet vir jou iets vertel. Dan gaan jy mos nou nie omdraai en wegloop nie. Jy gaan fyn luister. So ons gaan nou sing. En terwyl ons sing, gaan ons nie net woorde opsê, omdat ons nou deel is van die Kiekskerk nie. Ons gaan sing vir die Here, omdat hy ons so goed ken, en omdat ons vir hom lief is. So kom ons sing met ons harte, en met ons stemme, die volgende lofliedjie. Ek gee alles vir U, want U sal magtig, deur my eie krag en wil, kan ek nie meer nie, want U sien die groter plan vir my. Op my knieë voor U roep ek uit. Hier is ek, Heer, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek, Heer, kom vat my hand, kom neem my, Heer. Hier is ek, Heer, voorop my, vou my soos U wil. Hier is ek, Heer, voor U. Alles vir U, want U sal magtig, deur my eie krag en wil, kan ek nie meer nie, want U sien die groter plan vir my. Op my knieë voor U roep ek uit. Hier is ek, Heer, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek, Heer, kom vat my hand, kom neem my, Heer. Hier is ek, Heer, voorom my, vou my soos U wil. Hier is ek, Heer, voor U. Minder van myself, meer van U. Minder van myself, meer van U. Minder van myself, meer
van U, minder van myself, meer van U. Hier is ek hier, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek hier, vat my hand, kom neem my hier. Hier is ek hier, vorm my, vat my soos U wil. Hier is ek hier, voor U. Welkom terug maats, kom ons sluit die oor, dan bid ons saam. Here Jesus, baie dankie dat U elkeen van ons ken. Dankie dat niemand wat vandag hier by die Kiekskerk inskakel vir U onbekend is nie. Help ons vandag om nie net met ons ore te hoor nie, maar om regtig te luister. En help ons om U ook beter te leer ken. Amen. Nou maats, ek wil hê, daar waar julle nou sit, moet julle vir 'n oomblik baie stil sit, sodat julle regtig goed kan luister. Niemand mag vir die volgende paar sekondes rondkyk of praat nie. Julle moet stil sit. So ek gaan vir ongeveer 20 sekondes, gaan ek niks sê nie. Maar dan is jou werk om te kyk hoeveel verskillende geluide jy kan hoor. Nou dit kan enige iets wees daar waar julle nou is. Dalk is daar 'n deur wat kraak, of 'n voet wat skuif op die mat, dalk iemand wat hoes, of 'n voeltjie wat buite fluit, of 'n motor wat by julle huis gaan verbyry. Maar ek wil nie hê julle moet nou die antwoorde uitroep nie. Julle moet net eers fyn luister. Is julle gereed? Goed, hier begin die 20 sekondes. Goed maats, kom ons kyk 'n bietjie. Wie van julle het net een geluid gehoor? Dit lyk vir my daar is 'n paar. Wie het 2 geluide gehoor? Daar's nog 'n paar. En wie het 3 of meer geluide gehoor? Goed, daar is ook 'n paar. Nou dis nogal vreemd, né maats? Daardie geluide was waarskynlik die hele tyd daar. Maar ons het hulle eers mooi begin hoor toe ons opgehou het om op ander dinge aandag te gee en fyn te luister. Nou dis 'n belangrike verskil. Om ore te hê beteken nie noodwendig dat jy luister nie. Jy kan iemand hoor praat, maar eintlik glad nie luister nie. Nou ek dink party van julle ma's en pa's weet presies waarvan ek praat, want partykeer hoor die kinders, maar hulle luister nie. Nou vandag ontmoet ons 'n seentjie wat 'n stem gehoor het. Nou hy het baie goeie ore gehad. Die probleem was net, hy het glad nie geweet wie met hom praat nie. Voordat ons hierdie Bybelverhaal lees, wil ek hê moet jy gou op die skerm kyk. Daar sien jy 'n prentjie van 'n selfoon. Nou maats, hierdie foon kan perfek werk. Die batterye kan vol gelaai wees, die skerm kan mooi helder wees en al die apps wat jy nodig het is op daardie foon. Maar wat gebeur as ek die foon heeltemal afskakel? Iemand kan my probeer bel, maar ek gaan nie die oproep kan beantwoord nie. So die eerste ding is, die foon moet aan wees. Maar maats, daar is nog iets. Wanneer iemand jou bel wat jy baie goed ken, hoef jy partykeer nie eers na die naam op die skerm te kyk nie. Jy hoor die stem, daardie stem wat sê, hallo, en jy weet sommer dis jou ouma, of dis jou pa of jou ma wat bel. Hoekom? Want jy ken daardie persoon. Jy het al baie met hulle gepraat. So hoe beter jy iemand ken, hoe makliker herken jy ook hulle stem. En maats, dan is daar 'n derde ding. Sê nou maar daardie foon lui, en ek sien wie bel. Ek herken die persoon, maar ek druk nooit die antwoordknoppie nie. Het die oproep dan gehelp? Nee, natuurlik nie. Ek moet dit antwoord. So daar's eintlik 3 eenvoudige dinge wat moet gebeur. My selfoon moet aangeskakel wees. Ek moet die naam herken wat bel, en dan moet ek besluit om te antwoord. Nou ons gaan sien, dit is presies wat in klein Samuel se storie vandag ook gebeur. Samuel het geweet van God. Hy het in die plek gewerk waar mense vir God aanbid, in die tempel. En hy het vir Eli, wat die hoëpriester was, ook daar gehelp. So hy het baie dinge vir God gedoen.
Maar daar was iets wat eers moes gebeur. Samuel moes vir God self leer ken. So kom ons luister na vandag se Bybelstorie. Ons storie gebeur lank gelede in 'n plek met die naam Silo. Dit was voordat Israel die groot tempel in Jerusalem gebou het. By Silo was daar 'n tabernakel. Dit is 'n spesiale tent waar die Israeliete God aanbid het. Daar was ook die ark van die Here. En daar het 'n ou priester met die naam Eli gewerk. Eli was al baie oud en sy oë het swak geword. Die Bybel vertel vir ons toe ook iets hartseer van daardie tyd. Die mense het nie meer gereeld woorde van die Here gehoor nie. Die godsdiens het maar net aangegaan en aangegaan. So ja, die plek was daar en die mense het hulle dinge gedoen, maar dit was asof niemand regtig meer verwag het dat God iets vir hulle sou leer of sê nie. Tussen al hierdie groot mense was daar 'n jong seun met die naam Samuel. Nou Samuel het vir Eli gehelp. Hy het elke dag sy werk getrou gedoen en die Here gedien. Maar die Bybel sê vir ons iets interessant. Samuel het die Here nog nie so geken dat hy God se stem herken het nie. Daardie een aand het almal gaan slaap. Die ligte in die tabernakel was dof en alles was stil. Eli het gelê in slaap en Samuel ook. En toe skielik hoor hy, Samuel. Samuel se oë gaan oop. Hy sit regop. Iemand het hom geroep. Wie sal dit wees? Wel, daar was vir hom net een logiese antwoord. Dit moes Eli gewees het. Samuel spring op en hardloop na Eli toe. Hier is ek, u het my geroep. Eli word half wakker. Wat? Vra hy deur die slaap. U het my geroep. Nee Samuel, ek het jou nie geroep nie. Gaan slaap maar weer. Samuel het teruggestap, hy het gaan lê en hy het die kombers hoër opgetrek. Sy oë het weer toegegaan en daar hoor hy dit weer. Samuel spring weer op. Hy hardloop na Eli toe. Hier is ek, u het my geroep. Nou is Eli eers deurmekaar. Samuel, ek het jou nie geroep nie. Gaan lê maar weer. En Samuel het verdwaas weer teruggegaan. Hy het die stem gehoor. Hy weet iemand het sy naam geroep, maar hy weet steeds nie wie dit was nie. Nou die Bybel sê vir ons hoekom, want Samuel het die Here nog nie so leer ken nie. Hy het nog nie voorheen beleef hoe God se woorde na hom toe kom nie. Ja, hy het God gedien, maar nou moes hy ook vir God leer ken. So Samuel het toe weer gaan lê en vir 'n derde keer hoor hy, Samuel, hy het weer opgespring, na Eli toe gehardloop en gesê, hier is ek, u het my regtig geroep. Hierdie keer gebeur daar toe iets in Samuel se gedagtes. Wag 'n bietjie, dink hy, as ek hom nie roep nie, dan moet dit iemand anders wees. En toe besef hy, dit is die Here wat die seentjie roep. Eli sê toe, Samuel, ek wil hê jy moet nou weer gaan lê. En as jy weer geroep word, dan antwoord jy, praat Here, u dienaar luister. Samuel het toe teruggegaan en hy daar in stilte gaan lê. Nou ek wonder wat het hy op daardie oomblik gedink. Was dit regtig God? Gaan dit weer gebeur? En wat gaan hy vir my sê? En wraggies, vir 'n derde keer hoor hy toe weer die Here se stem. Samuel, Samuel. Nou weet Samuel, en hierdie keer hardloop hy nie na Eli toe nie, maar hy luister, en hy antwoord toe, praat Here, want u dienaar luister. Maats, kom ons sê dit gou-gou saam. Praat Here, want u dienaar luister. Kom ons sê dit nog 'n keer. Praat Here, want u dienaar luister. Maats, en so het God toe met Samuel begin praat. En wat God vir Samuel moes sê, was nie 'n maklike boodskap nie. God sê dat hy iets in Israel gaan doen, wat die mense diep gaan skok. Samuel sou later ontdek, dat om te luister na God beteken nie net, dat jy lekker dinge hoor wat jy graag wil hoor nie. Partykeer sê God vir ons ook die waarheid, en daardie waarheid maak partykeer seer. Maar hierdie nag het daar ook iets belangrik begin. 'n Seentjie wat God reeds gedien het God nou op 'n nuwe manier leer ken. En so sien ons ook, God het Samuel se naam geken, en Samuel het begin leer om God se stem te herken. Nou dink gou saam met my,
'n paar vrae wat ons oor hierdie gedeelte sou kon vra en ek wil kyk of julle mooi geluister het. Hoekom dink julle het Samuel elke keer na Eli toe gehardloop toe hy sy naam hoor? Ja, dis reg, want hy het nog nie besef dat dit God is wat met hom praat nie. 'n Tweede vraagie wat ons sou kon vra, wat het verander toe Eli vir Samuel gehelp het om te verstaan wat besig is om te gebeur? Samuel het nie net meer die stem gehoor nie, maar hy was nou gereed om te luister, so Eli het hom daarmee gehelp. En dan die derde vraag, maats, wat dink julle, kan ons vandag help om God ook beter te leer ken en beter na sy stem te luister? Dis reg, ons kan die Bybel lees, ons kan gereeld bid, maar ons kan ook gereeld stil word. En ons kan ook vir mense vra wat ouer is as ons, om ons te help om God se stem beter te leer ken. Nou dis presies wat Eli ook vir Samuel gedoen het. Nou mag jy dalk wonder, maar hoe werk dit vandag vir my? Gaan ek nou vanaand as ek in my bed klim en lê, skielik ook 'n stem hoor wat my naam roep? Nie noodwendig nie. Samuel se ervaring was baie spesiaal, maar God wil steeds hê dat ons hom moet leer ken. So daar's 3 eenvoudige dinge wat ons uit Samuel se verhaal kan leer. Ek dink die eerste ding is, ons moenie net dinge vir God doen nie, maar ons moet hom ook leer ken. Ons sien, Samuel het hard gewerk daar in die tabernakel en hy het al die regte dinge gedoen, maar hy moes God eers leer ken. Ek en jy kan dieselfde doen. Jy kan Kiekskerk toe kom, jy kan mooi liedjies sing, jy kan Bybelstories lees en jy kan selfs al die regte antwoorde weet. Maar God wil nie net hê jy moet dinge van hom weet nie. Hy wil hê jy moet hom leer ken. Amper soos met 'n goeie maatjie wat jy 'n goeie verhouding het as jy tyd saam met hom deurbring. En daarom lees ons in die Bybel, daarom moet ons gereeld bid, ons moet kerk toe kom en ons moet 'n klomp dinge doen, nie net om punte by God te wen nie, maar ons wil hom graag beter leer ken in die proses. Daar's 'n tweede ding wat ons ook moet doen. Ons moet baie keer die geraas rondom ons ook stil maak, maar ook in ons stil maak. Want ons lewens is baie lawaaierig. Ons kyk TV en YouTube video's, ons speel speletjies, ons stuur WhatsApps, ons luister musiek, ons gaan skool toe, ons doen sport en daar's mense wat baie praat rondom ons. En daar's niks meer verkeerd om hierdie dinge te doen nie, maar daar's nooit stilte nie. So as ons regtig die Here wil hoor, dan moet ons baie keer daardie tablet of selfoon of TV ook afsit of neersit. Ons moet die Bybel lees, 'n kort stukkie, en dan bid jy eenvoudig, Here, help my om U beter te leer ken. Wys my wat ek ook in hierdie Bybelstukkie moet raak sien. En dan onthou ietsie mooi uit Samuel se verhaal. Samuel het vir Eli nodig gehad om hom te help verstaan. En as jy iets nie mooi verstaan in die Bybel nie, gaan vra vir mamma of pappa, of kom vra vir die tannies of ooms hier by die Kiekskerk, of iemand wat jy vertrou om jou van Jesus te vertel. Jy hoef nie alles alleen uit te figure nie. En dan die laaste ding, luister beteken ook dat ons moet gaan doen. So gestel nou jou mamma sê vir jou, Johan, jy moet jou skooltas gaan pak. En jy antwoord, ja mamma, ek het gehoor. Maar 10 minute later, dan lê alles nog net so op die vloer. Het jy dan regtig geluister? Wel, jou ore het dalk gewerk, maar daar het niks daarna gebeur nie. So om na God te luister, beteken ook dat ons reageer op wat hy vir ons wys. So as ek in die Bybel lees, ek moet die waarheid gaan praat, of ek moet eerlik wees, of ek moet ander mense lief hê, dan moet ek dit ook gaan doen. As ek iemand seer gemaak het, moet ek gaan jammer sê. As ek iemand te nagekom het, of hulle vir my, dan moet hulle my ook, of ek vir hulle kan vergewe. En dis die belangrike ding. Nie elke gedagte wat in ons kop gaan opkom, is dalk van God af nie, is God se stem nie. Maar hy gaan jou iets doen, of lei om te doen, in sy liefde. En daarvoor is die Bybel daar, en mamma en pappa, en die kerk, en 'n klomp ander mense wat ons kan help. So ek wil afsluit. Ek wil hê, jy moet hierdie week een klein dingetjie probeer. Ons gaan dit jou luister oomblik noem. Kies iewers in jou dag 'n tydjie waar jy vir 'n paar oomblikke net kan stil word. Miskien voordat jy gaan slaap, of as jy jou oë oopmaak in die oggend, of saam met mamma of pappa iets doen, dan doen julle net 3 dinge.
lees 'n kort stukkie in die Bybel. Dan bid julle, praat Here, want ek luister. En dan kies jy een dingetjie uit daai teks uit. Nie 20 dinge nie, net een ding wat jy vandag kan gaan doen. Dalk vir iemand gaan jammer sê, dalk gaan ophou jok oor 'n sekere ding waaroor jy gejok het, of dalk net die Here vertrou met iets waaroor jy bekommerd is. Want onthou, ons wil die Here leer ken en luister, maar ons wil ook gaan doen wat hy sê. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir Samuel geken het, nog voordat Samuel mooi geweet het wie met hom praat. Dankie dat U ook elkeen van ons ken. U ken ons name, U ken ons gedagtes, U weet wanneer ons bang of bly, of kwaad of onseker is. Help ons om U nie net te dien nie, omdat dit is wat 'n mens by die kerk moet doen nie, maar help ons om U regtig ook te leer ken. Leer ons om die geraas rondom ons partykeer stil te maak, sodat ons U woord mooi kan hoor. Help ons vandag om iets van U liefde ook te gaan uitleef. Dankie Here, dankie dat ons weet, U praat met ons en ons sal luister. Amen. Maats, baie dankie dat julle weer ingeskakel het. Baie dankie ook aan al die kinders en die ouers wat ook 'n bydrae maak tot ons bediening. Mag julle 'n baie geseënde week hê en dan kuier ons weer volgende week saam. Totsiens maats.